Welkom terug. Nou, Evert Vosloo, senior adviseur by Aluma Capital gesels vanoggend met ons. Ons gesels natuurlik oor jou beleggingsportefeulje. Goeiemôre Evert. Ag, goeiemôre. Gaan dit goed vandag julle twee? Altyd goed. Evert, voordat ons kom by beleggings en alles wat belangrik is, moet ons natuurlik gesels oor die staatsrede van 2026. So, wat is jou algemene indruk? Wel, okay, vir 'n begin dit kom baie positief voor. As ons dit nou in ag neem, want ek meen daar word baie beleggings beloof en dis meer wat ons sal moet kyk, jy weet hoeveel van dit kom wel werklik op die grondvlak uit, maar dit skep wel beleggingsvertroue in die langer termyn. So dis verseker ietsie wat ons nou jy weet mooi gaan dophou en die sekere geleenthede daar uitsoek. En ek meen die aankondiging van 940 miljard rand se infrastruktuurbesteding vir individuele beleggers. Is dit goed? Dis fantasties, maar dis ook nie net vir individuele beleggers nie, dit is vir die land. Ek meen dis totale infrastruktuurontwikkeling en dis meer en dit ook gepaard gaande met die 38 miljard wat hulle verder beloof het met verdere gemengde beleggingsgeleenthede wat kapitaal sal ontplooi word in die land. Ek dink dit skep regtig groot geleenthede in verskillende sektore. Jy weet, vat energie, logistiek, infrastruktuur, water. Dit is iets wat ons baie nodig het in hierdie land op hierdie stadium, nee. Ons damme is vol, maar ons almal het watertekorte. Maar ja, nee, dit gaan 'n baie goeie stimulus wees en soos ek genoem het, ons moet kyk hoeveel van dit kom oor die volgende 3 jaar werklik op grondvlak uit. Ja. Hoe beïnvloed fiskale dissipline en verbeterde skuldbeheer my persoonlike finansies? Want ek dink dis wat almal tog wil weet. Wel, dissipline. Dis die belangrikste, jy weet, daai fiskale dissipline. Ek dink een van die belangrikste goed rakende dit en onthou die verantwoordelikheid, die onus word al hoe meer op die privaat sektor geplaas in elk geval in ons land. Jy weet maar om daai fiskale dissipline te hê, jy weet dit verlig weer die verpligtinge op die staatsinstansies en hulle het baie verligting nodig. Ja. Ons dit nou net so 'n bietjie laat insink. Maar ja, dis baie belangrik veral vir jou toekoms en jou langertermyn beleggingsbeplanning. Ja, so dis in 'n neutedop baie belangrik verlig die staatsinstansies se las en op persoonlike vlak gee dit vir ons daai om daai dissipline te hê wat vir ons gaan bydraende faktore lewer rakende jou rentekoersverlagings, verdere ontwikkeling en dies meer. Nou ek is 'n jong of nuwe belegger. Hoe moet ek op die staatsrede reageer? Want ek meen dis alles baie mooi voorspellings en visies, maar mens weet nie noodwendig hoe dit soos jy sê op grondvlak gaan realiseer nie. Absoluut. Weereens terug by dissipline. Ja. En belangrik in daai opsig is om 'n finansiële plan te hê. Weet so, praat met jou finansiële beplanner en hê 'n langtermyn doelwit, hê 'n strategie. Want baie keer wat gebeur is mense raak weggevoer in emosionele besluite in korttermyn gebeurtenisse in die markte. So die belangrikste is om 'n plan uit te werk en daarby te bly. Hou by daai plan. Weet want dit is tog ons is vir medium en langtermyn doelwitte. Waarvoor ons hierdie doen. Belangrik om die emosies uit te haal. Ja, verseker. Nou, wie kan help met daai plan? Aluma Capital natuurlik. So hoe help Aluma Capital kliënte om voordeel te trek uit infrastruktuurgeleenthede wat saam met die staatsrede gepaard gaan? Kyk, so met infrastruktuurgeleenthede, ons praat van enorme somme geld wat gaan belê word in die land. Onthou, buiten vir dit, daar's baie beleggersvertroue wat gewoonlik daarmee gepaard gaan. Hooplik weer oorseese beleggings wat weer in die land sal kan begin invloei omdat daar meer stabiliteit is. So dit is 'n bietjie meer voorspelbaarheid. Maar wat ons doen by Aluma is data gedrewe. So ons gaan reeds, jy weet, ons soek daai geleenthede waar ons weet in hierdie ontwikkeling wat gaan nog alles gepaard daarmee. Weet, dis nie so maklik soos jy gooi geld en dan spring 'n gebou op nie. Daar's 'n klomp ander sektore wat daarmee gepaard gaan, soos genoem vroeër, jy weet, logistieke, energie, water, jy weet, al daai infrastrukture speel 'n rol. En met dit sal ons nou raak aan rentekoersverlagings, potensiële verlagings wat weer verdere stimulus gee. So ons kyk, ons soek daai geleenthede waar ons vir ons kliënte kan blootstelling gee in hierdie verskillende marksegmente. Sonder dat hulle onnodige risiko's hoef te vat. Ja.
Joch, en Evert, 'n mens is altyd so bang vir die veranderende ekonomiese omgewing. Jy weet, hoe pas mens jou portefeulje daarbey aan en ook hoe beskerm Aluma Capital kliënte teen beleidsonsekerheid? Ja, dis 'n interessante enetjie daai. Want onthou beleidsveranderinge gebeur Ja. redelik gereeld. So die belangrikste is daar is weer eens ons kyk, ons gaan data gedrewe. Ons moet op hoogte bly van enige vorme van veranderinge wat gebeur. Jy weet so mense probeer om, jy weet niemand het 'n kristalbal nie, maar weer eens om te diversifiseer. So jou geld, ons bestuur nooit gaan ons kapitaal en ons kliënte se kapitaal slegs in een marksegment in nie. So dit word gediversifiseer en as daar beleidsverandering is wat ons nie pas nie, dan gee dit ons genoeg tyd om te sê maar luister, nou kan ons hierdie kapitaal dalk vat en ontplooi na 'n ander been toe. Want ons soek altyd optimale sekerheid en voorspelbaarheid. Jy weet want dis ons hoofdoelwit. Ons haal die raaiwerk uit beleggings uit. Evert, wat onderskei Aluma Capital se benadering van ander beleggingsbestuurders? Kyk, ons het al so 'n bietjie daaraan geraak, Jennifer, maar die belangrikste is as ons gaan omdat dit data gedrewe is, maak ons seker van segmente en sektore in die mark wat ons weet altyd gaan benodig wees. Weet jy, ons doen niks wat kortstondig is nie. So ons kyk na langtermyn groei, langtermyn geleenthede, wat is altyd nodig vir almal. Wat ons weet, daar moet daar altyd groei plaasvind in daai verskillende sektore. So en dis waar ons dan diversifiseer. Soos ons sê, ons wil nie hê die kliënte moet onnodige risiko vat nie. Dis hoekom ons dit op daai mate, op daai grondslag bestuur. Om seker te maak rakende die diversifisering en voorspelbaarheid. Ja, ja. So Aluma se vlaggenskap produk bied toegang tot opbrengste van 13,2%. Vertel vir ons meer van hierdie produk. Dis baie. Dis nie eintlik so baie nie. O, Ons voel dis eintlik baie matig en maklik behaalbaar. Rede daarvoor is weer eens ons het beheer oor waartoe ons kapitaal ontplooi word. Ons kliënte se geld is veilig en dan wat ons doen is, nou kom ek vertel jou gou die grappie van wat dit nog beter maak. Dit is nou nie 'n grappie nie, ek maak dit maar lig. So, ons gee vir ons kliënte in 'n 5 jaar termyn 'n 13,2% opbrengs. Nou dis op die groeiplan. So dis oor 'n 5 jaar termyn. In hierdie vlaggenskap word daai 13,2% elke jaar gekapitaliseer en aan die einde van die termyn is daar ook nog winsdeling vir ons kliënte. Weet jy, dis 'n wonderlike ding omdat ons dinge andersom doen. Ons kyk eers na die kliënt, dan word ons vergoed. Weet jy, dis soos die Engelsers sê, put your money where your mouth is. Eers na die kliënt en aan die einde van die termyn in ons mandaat, maar dis nou 'n baie langer verduidelikings. 'n Kliënt se groei kan gaan tot en met 19,1%, maar soos ek sê, dis op die groeiplan. Hoe vergelyk Aluma Capital se 3,2% produk met die 12,6% produk? Dis dan 13,2 nie 3,2. Ag, 13,2 skies met die 12,6. Kyk, so wat ons gedoen het rakende die benadering weer terug met al ons produkte en omdat ons kliënte sentries is. So ons het 'n hele suite van produkte gaan ontwikkel. Maar die belangrikste ding hier tussen die 12,6% opbrengs per jaar en die 13,2, so die 12,6 is ons vaste opbrengsportfolio. Nou, belangrik, daai is ontwikkel vir kliënte wat heeltemal risiko-avers is. Want sê, luister, ek wil geen kanse vat nie. So op die 12,6% produk gee ons vir ons kliënt op 'n groeiplan of 'n inkomsteplan 12,6% opbrengs per jaar, maar die kliënt geniet 100% kapitaalbeskerming. Weet om daarby uit te gekom het, dis 'n lang storie om dit als geregistreer te kry by die FSCA. Ja. Maar ja, so ons het van bietjie meer risikoprodukte tot 100% veilige produkte vir ons kliënte. Weet wat jy daai 100% beskerming het, dis baie gemoedsrus. En dan verskillende termyne tussenin. So ja, soos ek nou genoem het, daar's 'n suite van produkte. Alles is nie net 5 jaar nie. Ons het 'n 1 jaar produk, 2 jaar produk en die 5 jaar produkte. Oh, wonderlik. Ja, en op almal kry jy 'n opsie van 'n inkomste of groei. Evert, baie dankie vir jou tyd vandag. Ons waardeer dit.
Dis 'n voorreg om hier by julle te kom gekuier het. Dankie. Ja, dis Evert Vosloo. Nou, indien jy enige vrae het oor wat in die onderhoud bespreek is, of as jy graag meer oor Aluma Capital wil uitvind, stuur gerus 'n e-pos aan dgo@aluma.co.za. Hulle help graag en bly geskakel, ons is nou weer terug.